Ek groet jou vandag in Jesus Christus se kosbare naam, vertrou dit gaan goed en dat ons vir mekaar bly bid en ondersteun en onderskraag in die moeilike uitdagende tye, dat ons weet ons is daar vir mekaar en dat ons lief is vir mekaar en dat ons bid vir mekaar en dat ons ook weet waar ons kragte vandaan kom. As jy hierdie boodskap vandag hoor, weet dat jy spesiaal is, weet dat dat jou naam op my hart gelê is, om natuurlik te deel op hierdie spesifieke tyd en dag. Ja, hierdie boodskap is vir jou bedoel wat vandag na my luister, maar ook gaan dit later van tyd uitgestuur word internasionaal vir die publiek om te luister na die woord wat gebring is, veral vir elkeen van julle wat vandag hierdie boodskap ontvang, weet dat ons 'n doel en 'n rede het hoekom die Here ons saam met mekaar voeg en dat ons saam met mekaar beweeg. Die Here het ook vir my gewys, daar sekere mense wat die Here om my geplaas het, amper soos 'n laar wat saam met my stap en wat ek daagliks in my gebede voorbid en ondersteun deur moeilike uitdagende tye. Ek weet baie van ons medebroers en susters gaan tans deur verskriklike moeilike uitdagings, veral in die huwelike, veral in gesondheid, veral in finansieel, waar dis hard hier buite, dis nie 'n speelplek nie, en die hoogste bome vang die meeste wind, soos ek altyd sê, en ek wil net vandag een ding baie sterk, wat op my hart lê met jou deel, en dit is om weer eens vir jou attent te maak. Jy weet, partykeer haal ons die voet van die petre af. Jy weet, 'n ou se lewe so aan die gange besig, veral vir julle wat werk, wat groot verantwoordelikhede het, wat daagliks opstaan, vroeg tot laat, hard werk om 'n lewe te maak. Partykeer haal jy die voet van die petre af en ons verloor, hoe kan ek sê, visie en fokus van ons pad wat ons saam moet stap. En dis presies wat die duiwel wil hê. Hy wil hê, Satan wil hê, jy moet die voet van die petre afval en jy moet in die wêreld terugval en ingetrek word. En ek wil vandag vir sê, met al die gejaagdheid van vandag, dat ek vir jou sê, van die oggend tot die aand is dit een groot gejaag na wind. En 'n mens lewe baie maklik verby mekaar en verloor die kern en die waarde van lewe. En dit is om lief te wees vir mekaar, jou huisgesin op te pas, te bid vir mekaar, vir jou kinders, maar ook vir die kinders, om te bid vir ouers en te bid vir mekaar, ons land, die uitdagings in ons land, ons regering, die leierskap van ons land. Daar word baie foute gemaak en nie een van ons kan 'n klip optel en gooi nie, want ons is swakkelinge, ons maak foute, maar tog is dit ons passie om elke dag in geregtigheid en heiligheid voor die Here te lewe, en ons moet daagliks onsself ondersoek, daagliks, al gaan ons deur moeilike tye, dit gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan, en dit is baie belangrik. Ons is in 'n massiewe groot geestelike oorlog hier buite, en hoe kan ek sê, daagliks is jy in groot gevegte, en Satan swaai houe en hy deel skop uit, en van daai goed gaan jou tref. Daar gaan baie tye wees wat jy gaan lê en gaan val, maar dit gaan nie oor hoe jy val nie. Dit gaan alles oor hoe jy opstaan. Jy kan nie daar lê en jouself jammer kry nie. Jy moet kan opstaan van daar af. Want terwyl jy daar in die gat lê en jouself jammer kry, speel jy 100% in Satan se kraal in. Baie belangrik, iets wat regtig weer eens baie sterk op my hart gedruk word om met elkeen van julle te deel, is die hele feit om te besef en weet, daar waar jy jouself verloon het, daar wat jy regtig met 'n opregte hart op bekering gekom het, het jy jouself verloon en jouself as 'n heilige offer vir God gegee. Romeine 12 vers 1 en 2. Dit was jou keuse, jou besluit om jou hand op te steek en te sê, Here, ek gaan hemel toe. Ek gaan jou aanbid en dien. Laat die dooies begrawe. Jesus het gesê, volg jy my. En dis jou keuse om te sê, Here, maak nie saak wat die wêreld na my kant toe bring nie. Jy is my eerste, jy is my laaste, my begin en my einde, my alfa, my omega, en ek wil jou aanbid en dien, en ek wil jou verheerlik. En daar waar jy in jouself gesterf het, het jy die Heilige Gees ontvang, jy het deel geword van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Nou die Bybel sê baie hard en duidelik, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. En as een dit lei ons almal saam. Jy moet dit kan verstaan, dat jy, daar waar jy die Heilige Gees ontvang het, gaan dit nie meer oor ek nie, dit gaan oor ons. Verstaan my punt, ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En 1 Korintiërs 12 vers 26, as een dit lei ons almal saam. So
jy weet daar waar jy met die ek die hele tyd besig is, ek is so en ek is so, my lewe lyk so, is jy besig met jou eie ek, en dan is jou vlees in beheer. Ek sê altyd, daar is net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself, jou eie ek, waar die Bybel vir ons leer, Johannes 3:30, jy moet minder word in jouself, en God moet meer word deur jou. God gebruik jou as 'n vesting, as 'n instrument, om sy werk deur jou te doen, deur die krag van die Heilige Gees wat in en om jou lewe. So Galasiërs 5:13-26 sê die woord, die Gees, die Heilige Gees moet die vlees oorheers, nie die vlees die Gees nie. En dit is maar waar baie mense gly en val. Ek weet die lewe is vol uitdagings, dit is hard hier buite, en baie van julle werk lang ure, en soms voel dit of 'n ou uit asem uit hardloop, maar jy moet gefokus wees en gefokus bly. Jesus het ook daai keuse gehad, of hy gaan toelaat dat die lewe hom in 'n hoek vasdruk, en of Satan hom skaakmat, en of hy sorg dat hy oggend en aand 100% in lyn is met dit wat die evangelie van hom verwag het. En jy kan nooit jou eie belange bo God stel nie, en jy moet kan sterk staan deur alles, en jy moet kan deur God se oë na alles kyk, evalueer alles in gees en nie in vlees nie. Dit is verskriklik belangrik. Jy kan nie in die naam van Jesus Christus praat, jy kan jouself nie 'n Christen noem, as jy alles deur vleeslike menslike oë kyk nie. As jy jouself 'n Christen noem, kyk jy deur God se oë na die wêreld, en jy kyk geestelik na die situasie wat voor jou is. Jy kyk, daar's twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God in Jesus se koninkryk en Satan in die anti-Christ se koninkryk. Dis hoe dit lyk in gees. En jy moet die situasie rondom jou kan identifiseer. Verstaan jy, maak nie saak wat 'n aanvalle deur wie en wat jy aanvalle ervaar en beleef, en hoe die dinge in die land en die wêreld lyk. Jy moet alles in gees kan kyk. Veral as jy jouself 'n Christen noem. As jy nie die Heilige Gees in jou lewe het nie, gaan jy heel moontlik deur menslike vleeslike oë na alles kyk, en ook alles probeer by mekaar uitredeneer en stry en beklei deur vleeslike menslike oë, en God se Heilige Gees gaan nie deel van daai gesprek wees nie, en jy gaan soos 'n dwaas deur menslike oë kyk en nie deur geestelike oë nie. Ons weet hoe die Here ons geleer, veral ons, die hoogste bome wat die meeste wind vang. Ons eet nie koeksusters en drink koffie in kerke nie. Ons is absoluut uitverkoop vir die koninkryk van God. Ons werk by die hekke van die hel. Ons direkte vyand is Satan en sy bose koninkryk. En elke dag van ons lewe moet ons, hoe kan ek sê, identifiseer hoe Satan ons aanval, of dit in ons gesondheid is, ons finansies, of dit in ons seksualiteit is, of dit in ons huwelik is, of dit in ons huisgesin is met kinders teenoor ouers, of ouers teenoor kinders, werke, besighede, jou grondgebied, jou huis, jou diere, jou perseel. Verstaan my punt, nee, jy moet kan identifiseer wat rondom jou aangaan, en dan moet jy geestesoorlogvoering, daai gebed gebruik om in daai kanale in te bid. Gry en val, niemand is perfek nie, maar dit gaan nie oor hoe jy val nie, hoe jy opstaan. En jy kan nie daar lê en jouself jammer kry nie, nie deur jou eie krag nie, maar net deur die krag van die Heilige Gees sal jy daar opstaan en sal jy die oorwinning behaal. Maar baie belangrik, alles volgens God se perfekte wil en tyd. Voor ek begin praat oor dit wat op my hart vandag gelê word, baie sterk, wil ek julle graag vertel van 'n droom, 'n visioen, 'n gesig wat ek Saterdagoggend gehad het. Ek het seker so hier by omtrent 10:15 wakker geskrik, toe ek helder wakker, of ek al die hele nag wakker is, en 'n fantastiese gesig, visioen, droom gehad. En ja, ek was eers baie geskit. Maar dit was maar baie, hoe kan ek sê, ontstellende droom. Maar ek gaan vir julle vertel, voor ek nou vir julle sê, waaroor gaan dit wat op my hart gelê word vandag. Ek droom, as ek dit met julle kan deel, julle weet, baie van julle was al by damme gewees. Nou, wat gebeur by 'n dam, die diepste punt is in die middel van die dam, maar op die kante, is dit nooit baie diep. Die kinders klim ook partykeer in die dam en speel so op die kant, en dit is mos nie diep, so enkel, hoe sou sê, knie diep, so 'n halwe meter diepte hier aan die kant, en ek droom, hoe loop die kinders en die mense, loop op die kante, jy weet, net in die dam, en loop hulle daar so tel klippies en goed op, en ek loop ook daar in daai dam op die kant, en op 'n stadium kom ek nou teruggestap na die ander kant toe, en voor my
kom 'n persoon aan en in die droom was dit 'n persoon wat ek geken het. Ek gaan nou nie regtig sy naam noem nie, maar die persoon kom van voor af en ek sien hy hou iets vas, maar hy kom na my toe aangestap of hy nou na die ander kant toe gaan en ek is nou weer in die teenoorgestelde rigting op pad, maar agter hom kom 'n klomp kinders wat agter hom aanloop. En toe ek nou naby aan hom kom, wat ek kan sien wat hy in sy hand vas en sy arms dra, toe is dit 'n massiewe groot leislang, 'n pikswart dik leislang, maar dit is 'n vet ding, dit is 'n groot massiewe slang. Nou daai ding se kop, daai leislang se kop was seker so groot soos 'n krokodil se. Dis hoe massief en groot daai slang se kop is. En ek kan onthou hoe daai slang my loer so van onder af, wat hy my dophou en wat hy my met soveel haat en aggressie dophou. Daai pikswart, daai leislang is 'n lelike ding. En ek droom daai ding se kop en ek is dadelik in my hart as ek so half bietjie versigtig, verstaan jy, want dis 'n massiewe ding en ek weet hy goed pik mos nie. Hy het half sulke haktande wat hy jou, as hy jou in die hande kry, hy haak jou eintlik. En ek kan onthou hoe kom die persoon aan my linkerkant verby en ek kom aan sy regterkant verby, maar ek hou daai groot ding dop en ek sien hoe die kinders agter die man aanhardloop. En ek was so net verby om toe draai kom toe roep en toe sê ek vir hom, jy moet pas op vir hierdie ding, hierdie is 'n massiewe groot, kyk hoe dik is daai ding, as hy om jou draai, hy gaan vir jou verwrig, hy gaan jou dooddruk, en toe gaan die droom aan, en ek kan onthou op 'n stadium, na ek dit vir hom gesê, toe ek weer, in die volgende gedeelte van die droom, toe stap ek in 'n huis in, en ek kan onthou hoe stap ek in die huis rond, en toe ek by een deur kom, is laat in die aande, vroegoggend, is in die middernaglike ure, en toe ek die deur oopmaak, toe lê die kinders binne die vertrek, binne die kamer, en aan die ander kant het daai slang, daai persoon wat hom gedra het, eintlik half in die gesig gehaping gebyt en hom vasgedraai, en toe is hy seker maar besig om hierdie persoon te sluk of op te eet, of wat jy dit ook al wil noem, en ek was verskriklik, ek was eintlik baie ontstel deur dit, en wakker geword, 5:10, ek kan onthou, het was so 5:15, en bietjie gedink daaraan, en toe my dinge kom doen hier op die bediening, op die blad, op die rekenaar, en toe ek nou eventually begin kom waar ek Bybelstudie doen, het die Here vir ons uitklaring gee. Ek en my vrou het sommer saam Bybelstudie en ek vertel haar van die droom en ek vertel haar wat ek ervare, beleef het. In my Bybelstudie praat ons en ek bid vir die Here ook en die Here gee vir ons 'n uitklaring en hoor hoe wonderlik het die Here hierdie droom, hierdie visioen, hierdie gesig aan my geopenbaar. Hy wys vir my dat die persoon wat na my aangestap kom, dat die groot slang wat hy in sy hand het, is Satan. En daai persoon dra in die sonde. Verstaan, die persoon is die mens wat die sonde dra, maar daai groot pikswart slang, dis Satan. En Satan haat my. Verstaan, Satan wil my uit, hy loer vir my, want vir hom is ek 'n bedreiging. Juist omdat ek so baie praat, die Here maak my attent koer, jy's die een wat praat, jy's die wag op die muur, jy herinner my daagliks aan my beloftes, en jy verkondig, jy versprei die woord aan die publiek, aan internasionaal, vir maande, waarsku jy mense, waarsku jy die publiek, jy weet, jy's elke dag op jou pos, maar mense luister nie jou nie, hulle steur hulle nie aan jou nie, en hulle maak of jy nie bestaan nie, en daai saad wat jy saai, laat hulle soos kaf in die wind wegwaai, en jy mors so tyd, maar Satan neem notisie van jou, want vir hom is jy 'n struikelblok en jy krap in sy slaai en hy wil jou eintlik na regte stil maak. Hy wil vir jou uitoorlê, hy wil jou tot 'n val bring, maar hy kry nie 'n geleentheid en 'n kans nie wat ek jou behoed, bewaar en beskerm. Dis hoekom jy sien hoe loer hy vir jou en met daai absolute aggressie en haat wat daai slang jou aankyk, maar hy weet hy kan absoluut niks aan jou doen nie, want ek bewaar en beskerm jou. En die Here wys vir my die kinder wat agter daai man aanhardloop, wat met daai slang loop, dit is presies wat in hierdie wêreld gebeur, want baie van ons ouer mense, groot volwasse mense, wat kindertjies het, wat gesinne het,
Dis hoe ons lewe, ons is in sondes ingetrek, ons lewe in die sonde, ons praat die sonde goed, en wat doen die kinders? Die kinders loop agter ons aan, die kinders vat ons leiding, ons voorbeelde loop kinders aan, en hulle loop al lewe jy hoe in sondes, soos byvoorbeeld jou Sabbatdag, wat baie van ons volwasse mense nie eers heilig nie, ons kinders sien daai voorbeeld, en loop agter daai voorbeeld aan, ouers wat afvallig is, ouers wat in sondes lewe, hoe baie van hulle pleeg egbreek, of is geskei, of bly net by mekaar sonder huwelike. So wat gebeur, die Here wys vir my, daai man wat daai slang dra, is die mensdom, is die mense wat vashou aan hulle sondes, wat in sondes vasgetrek het, en hoe die kinders, daai voorbeelde van ons geslag, van ons ouers, van ons volwasse mense dit navolg, en agter ons aanhardloop, en daai voorbeeld volg, en op die einde van die dag, hoe daai ouers, hoe daai man wat daai leislang gedra het, hoe bring hy daai slang, hoe bring hy daai sonde binne sy huis in, en hoe daai sonde op die einde van die dag, sy hele huisgesin verwoes en vernietig, en vir hom ook, en daar's geen vrug en seën, en die Here wys vir my, dis presies wat in hierdie wêreld gebeur. Jy sien, ons is die wagte op die muur, en ons praat wat mense nie wil hoor nie. Mense hou nie daarvan om op die vingers getik te word nie, en hulle swak en 'n fout aan hulle wil hoor wat die ore streel, hulle hardloop agter mense aan, wat hulle paai, verstaan jy, wat vir hulle halfhartige evangelie versprei en verkondig, en ons wat die woord versprei, vir ons is vir Satan 'n groot bedreiging, en ons is daar vir 'n doel en 'n rede, en God word daardeur verheerlik. Dat ek vandag vir jou sê, ek het baie vermaaning gewaarsku oor al die partytjies en konserte in God se huis, wat die kerke 'n rowersnes en 'n disco en 'n staatsteater, 'n besigheid van God se huis, 'n bespotting gemaak het van volke onder volke en nasies, hoe die manier hoe ons as sogenaamde Christene, gelowiges, die Here aanbid te dien, en die Here het notisie daarvan geneem, maar dit gestaaf en bevestig wat hy sê, Koert, jy praat, of mense luister of nie, en jy het klaar gepraat, jy het klaar vermaaning gewaarsku, en ek neem notisie, en die Here het aan my gestaaf en bevestig, dat hy van daai werk, daai opofferings wat ek gemaak het, want jy sien, as jy hierdie werk doen met 'n opregte hart, dan maak dit jou baie onpopulêr, en mense haat jou vir wie wat jy is, en bespot jou, en maak 'n grap van jou, maar ons is die wagte op die mure, en dit is nie 'n maklike werk nie, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie, en dan natuurlik al hierdie vermaanings en waarskuwings, wat jy mense verwaarsku internasionaal, oor mense wat geen respek het vir God se Sabbatdag nie, maar ook veral nou na Paasnaweek toe, wat mense ook nie respek het vir Paasnaweek, en vir die absolute opoffering, wat Jesus aan die kruis vir ons almal kom doen, dat die mense lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie, en ek kan vandag vir jou sê, niks het op dooie ore geval nie, jy kry 'n geleentheid en 'n kans, en jy kan gryp en vat, jy kan dobbel, jy kan maak net wat jy wil, maar jy is op jou eie, en God weet van elke liewe persoon wat vermaaning gewaarsku is, want die getuies van die hemel en die hel skryf alles op wat gepraat word, en dis hoekom ons hierdie werk doen, dis hoekom die bediening daar is, want eendag as jy omdraai vir God sê, Here, nee, ek het nie geweet, gaan die Here sê, nee, daar was om Angus Bach, en daar was jou dominee, daar was jou pastoor, weet jy wat, daar was my kind, Koert Jordaan, jy was vermaaning gewaarsku, dit was jou keuse om jou ore toe te druk, in 'n rigting te stap, wat ek nie wil gehad het, jy moes loop nie, en het jy daai vermaanings en waarskuwings so skaf in die wind laat wegwaai, en dan gaan jy natuurlik Paas staan, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het, jy sien, jy moet 'n keuse maak, en die keuse is vandag, wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan, en as jy jou hand opsteek en sê ek wil baie graag hemel toe gaan, dan is die Bybel jou fondament, riglyn en kompas, en Jesus Christus is natuurlik jou rolmodel, en jy moet jou lewe op die Bybel kan neersit, en ja, jy moet warm kan wees, en God se woord onvoorwaardelik kan bid en dien, verstaan jy, as jy lou is, gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg, as jy koud is, weet jy 100% op wat 'n stoel jy sit, maar die poort na die hemel toe is dun en smal, en min mense sal daar ingaan, en as jy graag wil hemel toe gaan,
moet jy kan submit en buig onder God se voorskrifte en bepalings en respek hê vir sy woord. Jy kan nie jou belange bo God stel nie, want dan beteken dit jou eie ek is in beheer, en al wat Satan doen, hy gooi net meer hout en petrol op die vuur. So ja, 2 Korintiërs 6:7 sê die woord, dat jou wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Baie, baie belangrik, alright, so, jy moet die wil van God, nie die wil van jou eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan volg nie, jy moet die wil van God kan volg, en dit is hoekom die Bybel jou fondament, riglyn en kompas, hy is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, en jy moet daai pad kan stap, as jy wil hemel toe gaan, dit is die pad vorentoe, maar baie belangrik, een van die hoofredes, ek het julle nou hierdie droom gedeel, ek dink dit was vir my 'n wonderlike uitleg, hoe die Here dit aan my geopenbaar, en dis absoluut waar, dis wat ek sien, ek is 12 jaar in die bediening, en dis wat ek daagliks in my lewe sien, hoe mense probeer hulle sondige natuur goedkeur en goed praat, omdat die hele wêreld dit doen, as een in die rivier spring, wil almal in die rivier spring, almal wil in dieselfde rigting inbeweeg, want die wêreld doen dit, verstaan jy, as hulle sê spring in die vuur, nou sê hy, nee, ek gaan nie in die vuur spring, maar dis wat jy doen, die wêreld gee vir jou 'n voorbeeld, en dit lyk reg, wat almal doen het, en op die einde van die dag sukkel jy om teen die stroom te swem, en baie van julle gee in, en dan raak julle deel van die probleem, en dan swem julle in dieselfde rivier, waarvoor die wêreld soveel mense in afvalligheid ingelok het, en kettinge om hulle voete ingesit het, dis nie 'n kuns om 'n deel van die wêreld se afvalligheid te, dis 'n kuns om teen dit te swem, teen dit te staan, in die riglyne van God se woord te volg, maar dit wat ons gedoen het, ons het geleer, om te compromise, te swaai en draai in die woord van God, en ons sondige natuur te probeer goedkeur en goed praat, en daarvoor is die kerke natuurlik baie, baie verantwoordelik, omdat hulle 'n halfhartige evangelie versprei verkondig, glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe, en verder moet mense maar ryk en snyf, wat sondes is, en word hulle nie reg vermaaning geleer in die woord van God, en dis hoekom die Bybel ook sê, as een blinde ander blinde lei, val toe in die gat, en dis absoluut die waarheid, maar ja, dis nie waaroor ek wil praat, ek wil graag by my boodskap kom, ek gaan dit ook nie lank uitrek nie, vir jou wat vandag na my luister, weet, dat jy spesiaal is vir die Here, en God sien jou gebede raak, hy sien jou roepstem raak, hy sien waardeur jy gaan, in die kruis wat jy dra, en as jy Daniël 7:25 tot 27 lees, sal jy besef en weet, dit gaan nie oor die eie ek nie, dit gaan oor die Christelike familie, die heiliges van die Allerhoogste, die nakomelinge, die erfgename van Jesus Christus, en vir 'n sekere tydperk is ons oorgegee in die mag van die vyand, en dis waar ons is vandag, en daai tydperk gaan aan tot waar God die lyn trek, tot daar waar God vir Satan sê, dis nou genoeg. Dan sal die Here die verlossing, die deurbraak en oorwinning teruggee aan sy heilige volk, want sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. En dit kan jy ook lees in Openbaring 12 vers 17. So dit is baie belangrik dat jy deur God se oë sal kyk en besef en verstaan waar ons is op die oomblik, en dit wat ons deurmaak, en veral julle wat baie naby aan die Here lewe, wat sondebrys en bevrying ontvang het, wat van die hoë bome wat die meeste wind vang, dis nie maklik hier buite nie, en om staande te bly is ook nie maklik nie, maar ons moet daar wees vir mekaar, en ons moet besef en weet dat die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm is, en ons is deel van 'n spannende eenheid, jy moet dit kan verstaan, en dis hoekom as jy swaar kry, as jy deur moeilike beproewings, verdrukking, noodlot en uitdaging gaan, moet jy bereid wees om te praat, en 'n hand uit te reik, en te sê, Koert, bid vir my hier, ek gaan nie deur moeilike dinge, of ek het hierdie uitdagings, ek kan dit nie ryk nie, verstaan my punt, ons moet praat, ons moet mekaar bemoedig en ondersteun, ons moet daar wees vir mekaar, want wie wat, daar waar ek weet, jy gaan deur daai moeilike uitdaging, kan ek in my Bybelstudie vir die Here bid, te sê, Here, Japie, en Skapie, en Maria en Martha gaan op die oomblik deur hierdie probleme en hierdie uitdagings, ek bid in daai kanale in, ons vra vir engele van die Here om hulle te behoed, bewaar, te beskerm, en dat die Here engele sal uitstuur wat wag op die mure in hulle lewens sal wees, wat sal toesien dat hulle volgens 1 Korintiërs 10:13 nie buite hulle vermoë, hulle kragte beproef sal word nie, die Here gee vir hulle elkeen 'n uitkoms, en daai uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en sy hele bose koninkryk,
verstaan, dan kan 'n mens begin bid vir mekaar, jy kan intree vir mekaar, jy kan mekaar ondersteun, jy kan mekaar op die hande dra, oorwees om te luister, maar ook 'n hart om te ondersteun en mekaar te dra deur moeilike uitdagende tye, want baie keer as jy deur hierdie noodlot gaan en beproefde verdrukking, dan word jy soms blind en doof. Verstaan jy, Satan maak jou geestelik blind en doof, of jy's moeg en afgemat, en dan maak 'n mens foute, en dan haal jy so vinnig die voet van die petrol af, want dit voel of jy teen dakke vasbid, dit voel of jy teen mure vashardloop, dit voel regtig of God sy rug op jou gedraai het, en daai is niks anderste as leuns van die vyand af. Ek vir jou sê, God het jou baie lief, en hy verwag dat daar waar jy uit die boot uit klim, in die moeilike uitdagende tyd, moet jy op water kan stap, en hom onvoorwaardelik vertrou, want hy is lief vir jou, hy dra jou belang op die hart, en hy veg vir jou, maar sy tyd moet ons altyd kan respekteer, want vir hom is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Sy tyd is altyd perfek, nooit te vroeg, nooit te laat nie, en jy moet die Here ten alle tye vir sy tyd kan respekteer. Jy gaan God nie voorsê of aanjaag of jou wil op God afdwing nie. Dit is ook nie vir jou om God te Messias hier buite te speel nie. Jy kan net op die fondamente bou wat Jesus vir jou nagelaat het, en op die spore trap wat hy vir jou uitgelê het, en jy moet daai kruis kan dra. En as jy hom nie dra nie, gaan hy jou verpletter. Hoor wat ek vandag vir jou sê, ons almal het uitdagings, dit is nie maklik hier buite nie. Die woord sê die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie, en jy doen wat jy doen vir 'n goeie doel in die Here. God word daardeur verheerlik, want waar jy op jou swakste is, of God se krag kom te sterkte waar jy op jou swakste is, verstaan, nie deur jou eie krag, maar deur die krag van die Heilige Gees. Dit is waar jou oorwinning lê, en dan moet jy geestesoorlogvoering kan doen, jy moet in daai kanale kan inbid, en God vertrou, om loof, eer en prys in goeie en slegte tye. Job se vrou het ook vir hom gesê, vervloek God en sterf. En hy het gesê, jy praat soos 'n vrou sonder verstand. As ons die Here in goeie tye aanbid, dan moet ons dit mos ook in slegte tye kan doen. En dit is absoluut waarheid. Lees ook in jou eie tyd Prediker 7 vers 14. Daar sal jy ook sien wat die Here sê, hy het goeie tye gemaak en slegte tye, sodat jy nie weet wat die dag van môre bring nie. Uitdagings sal daar altyd wees, veral as ons as Christenkinders van God, wat die hoë boom is, jy gaan dit vat. En jy moet die Here kan loof, eer en prys, 'n goeie en slegte tye, om hom onvoorwaardelik kan bid en dien. En soos ek sê, die Here sal nie toelaat jy buite jou vermoë, jou kragte beproef word nie. Maar iets baie, baie belangrik, wat die Here op my hart kom het, ons om vandag vir jou te sê, wat hierdie boodskap ontvang het, moenie alleen staan nie. Jy sal 'n absolute dwaas wees om alleen op te tree. En dan is jy soos 'n skaap wat oor die berg weggehardloop het van die ander skape af. En aan die ander kant van die berg probeer jy op jou eie wy en op jou eie sterk staan. En dan is jy eintlik 'n maklike target vir Satan om jou te verskeer en uitmekaar uit te ruk, nee, soos jakkalse en wolwe wat 'n skaap vang. Jy moet die kombinasie van lede in die een liggaam van Christus verstaan, deur God se oë, en te besef dat ons mekaar nodig het. En dis iets wat die Here baie sterk op my hart kom druk het vandag, om vir jou te sê, of jy 'n man of 'n vrou is, om vir jou vandag te sê, ons het mekaar nodig. Ek het julle ook nodig. Julle ondersteuning, liefde en gebede en belangstelling is absoluut kosbare goud werd vir my. Maar dit is wat die Here baie sterk op my hart kom lê vandag, om vir julle hierdie skrif, spesifiek hierdie skrif te gee. Hoor wat sê die woord. Ons moet mekaar ondersteun, mekaar se arms optel. Hoor die skrif wat die Here vandag vir julle gee. Ons moet daar wees vir mekaar. Hoor die woord. Eksodus 17 vers 10 tot 15. Ek lees dit vir julle. Joshua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het, en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. En wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het, tot son onder. Ekskuus tog. Joshua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Dis die vyand. Daarna het die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Joshua voor.
Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here gee my die oorwinning. En dit wat die Here wil vandag vir ons sê, op jou eie gaan jy nie staande bly nie. Ons het mekaar nodig. 2 is beter as 1, leer die boek Prediker ons. En ons moet mekaar kan bemoedig en ondersteun. Dit is vir die Here belangrik. Nie eers Jesus Christus het alleen beweeg. Hy het 12 disippels gehad wat saam met hom beweeg het. En ja, hy kon nie almal gelukkig hou nie. Jy gaan dit ook nie kan doen nie, want nie eers Jesus Christus kon dit reg kry nie. Maar ondersteuning is vir mekaar. Ekskuus tog, is verskriklik belangrik. Die betekenis, die uitleg van dit wat ek nou vir jou gelees het. Ons moet mekaar ondersteun in geestelike oorloë. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, wat hierdie boodskap ontvang het, waarmee worstel jy? Watter uitdagings het jy? Watter struikelblokke het jy? En watter aanval is jy? Want weet jy wat, ons het mekaar nodig. En of dit in gesondheid is, seksualiteit, finansiëel, wat daar ook al mag wees, jou grondgebied, jou huis, jou diere, jou perseel, jou werk, jou besigheid, jou verhouding met God, man, wat 'n uitdagings daar ook, jou huwelike, jou kinders, jou verhouding met mekaar. Dis verskriklik belangrik dat jy besef en weet dat Christendom gaan nie oor die eie ek nie. Jy het jouself verloon, onthou jy. En vir God is dit belangrik deur hierdie woord vandag vir jou te sê, ons het mekaar nodig en ons moet mekaar se arms ophou en nie daar wees om vir onsself te verlekker en 'n ander een se val nie, maar dat ons mekaar sal bou en sal versterk en sal bid vir mekaar en geloof intree en sal verstaan die aanslagte van die vyand te Satan en sy bose koninkryk. En hy's verskriklik besig met die kinders van die Here. En ek praat hier van opregte kinders van die Here, nie die wat God met die mond aanbid, maar hulle harte is ver weg van hom, of die halfhartige hypocriet, skynheilige Christene, mense wat sê hulle dien Jesus Christus, maar hulle gehoorsaam nie sy woord nie. Vir hulle is ek baie versigtig, maar ek praat hier van mense, medebroers en suster wat die Here onvoorwaardelik lief is, wat bereid is om te sterf vir God en vir sy koninkryk, vir ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Laat ek vir jou sê, hier sê die Here, hy druk ook tog baie sterk op my hart om vir julle te sê, 'n skrif wat hy aan my geopenbaar het met hierdie voorbereiding, is Satan se aanslag op jou werk vir die Here. Omdat jy 'n Christen kind van God is, sal Satan jou aanval, want vir hom is jy 'n bedreiging, jy is vir hom 'n struikelblok, jy krap in sy slaai. En die skrif wat die Here hier vir my geopenbaar, net om 'n voorbeeld te gee wat dit aanbetref, en in hierdie geval gaan dit oor die gesondheid, wat iemand wat met gesondheid, met siektes aangeval is, en ek hoop ek spreek hierdie naam nou reg uit, maar dit is in Filippense 2, vers 27 en dan vers 30 wat ek vir julle lees. Epafroditos, dit is sy naam. Epafroditos was doodsiek, maar God het hom oor Epafroditos ontferm en want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. So omdat hy die werk van Christus gedoen het, het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om vir my, dis Paulus, die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. So die opofferings, as jou geloof jou niks kos, beteken dit ook niks nie. Dit wys net die verwoestende aanslagte wat selfs Epafroditos ervare beleef het, wat hy doodziek geword het. So hy was baie in sy gesondheid aangeval, dat vir die werk van die Here gaan jy kopstampe kry, jy gaan teenkanting kry, jy gaan hinderlaag kry, jy gaan verstaan my punt, Satan gaan gate grou en toue span om vir jou te val. So dit is nie 'n maklike pad nie, maar as jou geloof jou niks kos nie, beteken dit ook niks nie. Nog 'n voorbeeld wat die Here op my hart gedruk het, wat hy sê, verwag, die Here sê vir julle, verwag aanvalle en lyding as Christen kind van die Here. Dra jou kruis, moet hom nie laat val nie. Kolossense 1 vers 24 en 25, hoor die woord van die Here. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur. Dis Paulus, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie.
Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam. Dis die een liggaam van Christus, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Jy sien, Paulus het ook sy uitdagings, sy deel ontvang, wat hy ook maar uitdagings verduur het in die een liggaam van Christus vir die werk wat ons doen. So, lyding sal jy hê, dit is nie maanskyn en rose. Satan gaan nie vir jou 'n rooi tapuit uitrol of vir jou boks blomme en chocolates gee omdat jy die Here aanbid en dien. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan Satan jou aanval. En die meeste van julle wat vandag luister na hierdie boodskap is gegeer, hoe kan ek sê, opgelei om dit teen te staan. Jy kan nie daar sit in jouself, jammerke en jou toepak met klippe. Dis presies wat Satan wil hê. Jy moet kan opstaan, jy moet die wêreld in die oë, jy moet die vyand in die oë, jy moet vir Satan in die oë kan kyk en hom aan die brand bid. En al kry jy oorwinning binne 'n dag, 'n week, 'n maand, 'n jaar, 5 jaar. Jy moet die Here loof, eer en prys in goeie en slegte tye. En dis ook al altyd sê, nie deur jou eie krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees sal jy oorwin. Nou die woord, die Here druk dit weer baie sterk op my, bid vir mekaar. Bid vir mekaar, Efesiërs 6:18, ons moet bid vir mekaar, maar ook gee die Here ander skrifte ook vir my, Filippense 4 vers 4 tot 6, ek lees dit vir julle, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 'n Fantastiese skrif. Nog 'n skrif wat die Here op my hart druk, Kolossense 4 vers 2 tot 6 en vers 12. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tergelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Epafras, wat een van julle is, luister mooi, stuur vir julle groete. Nou hoor hierso, hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd ernstig vir julle dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Is dit nie fantasties nie? So Epafras, dis wat hy gedoen het as 'n diensknegt van God se koninkryk, wat hy vir ons kom leer het, om te bid vir mekaar, en dat ons geestelik volwasse sal word in volle gehoorsaamheid aan die wil van God. Nog 'n skrifgie wat die Here gee, wat ek met julle kan deel, is 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 24. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, dis vlees, so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Is dit nie 'n fantastiese skrif nie? Nog 'n skrifgie wat die Here gee, 2 Tessalonisense 3 vers 1 tot 3. Verder broers, susters, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei, en oral in ere gehou mag word, soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. Die Here is getrou.
Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Jy sien, daar's baie hypocriete, baie skynheiliges, mense wat sê hulle glo in Jesus Christus, maar hulle doen en late weerspieël iets anders. Verstaan jy, hulle is skynheilig hier, hulle lê soos krokodille binne water. En as jy te naby aan hulle kom, spring hulle op en hulle verskeer en ruk jou uitmekaar. Die ou moet so waaksaam en wakker wees. Hier's baie kansvatters hier buite, definitief. Dan gee die Here ook die laaste skrifgie Kolossense 2 vers 5. Ons moet altyd onthou dat ons in gees verenig is in Christus Jesus deur sy liggaam. Dis alles geestelik, die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31. Al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek tog in gees by julle, en is ek bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf, en dat julle geloof in Christus stewig vasstaan. Dis absoluut die waarheid. Jy sien, dis ook wat ek altyd sê, enige persoon kan in die naam van die Here praat en optree, sê die Here sê so en die Here sê so, maar wat daai persoon nie altyd besef en weet nie, as jy in die een liggaam van Christus, as ons almal saam deel van 'n span, 'n eenheid is in die een liggaam van Christus, God se Heilige Gees praat hy uit 2 monde uit nie. En as 'n persoon daar aan die ander kant sê, nee, die Here sê ons moet so maak en die Here sê so en die Here sê so, dan gaan toets ek wat hy gesê het. En as dit nie van die Here afkom, as die Here vir my sê daai woord het nie van hom afgekom nie, dan aanvaar ek dit nie. Verstaan jy, die Heilige Gees sal nooit uit 2 monde uitpraat, want dan veroorsaak hy twis en verdeeldheid in die een liggaam van Christus. En dit gaan nie oor die eie ek nie, dit gaan nie oor me, myself en I, dit gaan oor die een liggaam van Christus. En die Heilige Gees praat hy uit 2 monde uit, die definitief. Dan wil ek net afsluit vandag. Ons moet nooit opgee nie. Ons moet nooit opgee nie. Ons moet die Here onvoorwaardelik kan vertrou. Jy gee nooit op nie. Want nie deur jou eie krag, maar deur die krag van die Heilige Gees sal jy oorwinning behaal. Daar's tye wat dit voel of die wêreld jou wil insluk en of Satan jou in 'n hoek vasdruk en laat hy jou wil skaak, maar dis wat hy probeer doen. Partykeer voel dit of die lewe jou in kontrol en probeer insluk, maar dis daar waar jy moet opstaan. Dis daar wat jy na Jesus Christus moet roep en selfondersoek doen, tekenbord toe gaan en net doen wat jou geleer is en gereeld sondeblys doen en 'n nuwe wapenrusting aantrek en deur God se oë na die wêreld kyk en selfondersoek dat jou lewe reg is voor die Here en suiwerheid, want daai beskerming, daai genade is elke dag daar vir jou. 2 Petrus 3:9 sê die Here dat hy stel nie sy beloftes uit, al dink baie mense so, nee, die Here wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore gaan nie. Dit kan jy ook lees in Jesegiel 18 vers 23. Baie belangrik, jy kan nie sit en laat die Satan bo op jou spring en oor jou hardloop nie. Jy moet kan opstaan en ek sê altyd vir mense is dat as dit iemand is wat my met 'n stok gaan slaan, as dit iemand is wat my gaan veroordeel, as dit ooit iemand is wat my hel toe sal stuur, sal dit God wees. Dit gaan definitief nie my eie ek wees, dit gaan definitief nie ander mense wees, dit gaan nog minder Satan wees. Verstaan wat ek probeer sê? Jy lê nie, jy kan nie bly lê nie, want dit is waar Satan jou wil hê en hy gaan jou absoluut verwoes. Jy moet kan opstaan daar waar jy plat getrek word en dis hoe ek vir jou sê, en dan is Jesus Christus, die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas, maar Jesus Christus is jou rolmodel en jy moet kan uitleef wat jou geleer is, deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van hom, deur jou geloof in Jesus Christus, sal jy daar opstaan, en dan is jy 'n reus in die geestelike, laat ek vandag vir jou sê, ek het ook 'n woord, snaaks dat die Here dit in my hart ingebring het, maar ek het 'n woord vir lei mense, veral wat in die bediening, daar's partykeer mense wat op jou pad kom, en die mense wil nie werk nie, hulle wil net op jou rug lê, en soos 'n borsluis op jou stert rondloop, en jy moet nou hulle ronddra, en onder die vaandel van Christendom wil hulle jou die maksimum uit jou uitput, en jou geestelik leegsuig, en jy moet baie, baie versigtig wees vir sulke tipe mense. Baie van hulle doen dit baie, hoe kan ek sê, geestelik ook, wat hulle om jou teer, en hulle is nie bereid om hulle lewens te verander, en volgens die riglyne van God se woord te lewe nie, maar dan kry jy ook daai klomp,
wat te sleg is en te lui is om te werk, maar hulle wil onder die vaandel van Christendom wil hulle by elke kerk 'n boodskap uitstuur en die kerk moet later vir hulle voorsiening maak en vir hulle sorg en vir hulle kos gee en vir hulle klere gee terwyl hulle te sleg is of te lui is om te werk. Baie mense, want baie Christene is oor die algemeen 'n easy target omdat dit op ons harte gelê word om altyd goed te wees vir mense, maar jy moet ook die stem van die Heilige Gees kan deel maak van jou dag tot dag bestaan. Verstaan jy kan die situasie identifiseer en observeer en kyk hoe lyk die situasie waarin jy jouself bevind, maar jy het 'n opinie en soveel ander mense het 'n opinie, maar op die einde van die dag tel nie een van daai opinies nie. Alles gaan oor God se opinie en al hoe jy gaan weet wat God se opinie en alles is wanneer jy na die stem van die Heilige Gees kan luister en jy moet waaksaam wees en wakker kan wees vir hierdie tipe mense. Daar's kansvatters hier buite. Hier is medebroers en susters wat tans hier waar ek met julle praat, die moeilike uitdagings gaan, veral in finansies en gesondheid, maar dan is daar ook baie kansvatters en ek dank die Here dat hy my deur die stem van die Heilige Gees baie lei om met wysheid op te tree, goed en reg te onderskei en die vyand te sien vir wie en wat hy is en alles deur Gees te kyk. Dit is wat belangrik is. Maar ja, ek het 'n woord vir lui mense ook, mense wat nie wil werk nie, mense wat te sleg is om te werk en hulle plig om na hulle self om te sien versaak. En die selfs genoeg dat die Here ook hierdie boodskap ingebring het, juist vir mense ook wat op jou paaie kom. Jy moet baie waaksaam en wakker wees vir mense wat onder die vaandel van Christendom op slinkse maniere kom om uit te byt en te gryp en te vat soos 'n buffettafel wat hulle pas. Hulle ken jou net vir 'n sekere doel en 'n rede en jy moet baie versigtig wees vir dit. Maar die woord wat die Here gee is 2 Tessalonisense 3 vers 6 tot 14. Ek lees dit vir jou. Hoor die woord van die Here. Ons beveel julle broers, susters, in die naam van ons Here Jesus Christus, onttrek julle aan elke broer of suster wat leeg lê en hom of haar nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Julle weet self wat 'n voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeg gelê of op ander geteer nie. Inteendeel, ons het dag en nag gesoeg en gesweet om nie vir een van julle 'n las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle 'n voorbeeld wees wat julle moet volg. Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê, hoor die woord, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons sê dit omdat ons verneem dat daar mense by julle is wat leeg lê, wat self nie werk nie en hulle net met ander se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons op gesag van die Here Jesus Christus dat hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien. Wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. En as iemand nie ons bevele, soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom dat hy kan skaam kry. My liewe broer en suster, dit is vir my duidelik dat Paulus hulle ook mag identifiseer dat daar kansvatters is en die goedheid van Christene probeer uitbuit. Dis hoe ek dit identifiseer. Daar's 'n groot verskil as jy nie kan werk kry nie, maar dan moet jy daarom ook voor die Here kan staan en sê, Here, maar ek probeer my bes om werk te kry. Daar's my CV's. Jy is die getuie daarvan, want jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir my lieg, jy sal in jou hele lewe nooit vir God kan lieg, en God weet wat in jou hart aangaan. En dit waar die stem van die Heilige Gees 'n kritieke rol speel, veral ons wat in die bediening staan en wat werk met God se finansies. Ek wil sê, daar sal nie 'n sent uit die bediening uitgaan as God dit nie gestaafel bevestig en opdrag gegee het nie, want ek soek vrug en seën, want jy kan baie maklik jou saad op onvrugbare grond sit, op bakstene, op teerpaaie kan jy jou saad saai en daar sal geen vrug en oes wees nie. En dis hoekom 'n mens altyd na die stem van die Heilige Gees moet hoor. Maar ja, die boodskap, die kern van hierdie boodskap vandag is om vir jou te sê, ons het mekaar nodig en ons moet bly bid vir mekaar, ons moet lief wees vir mekaar, ons moet daar wees om mekaar te ondersteun in moeilike tye, mekaar te vertrou en regtig deur moeilike uitdagende tye daar te wees vir mekaar, op die hande te kan dra. En ons moet besef en weet waaroor die kudde gaan. Onthou Jesus Christus
is die herder. Die Here is my herder, niks kom my tekort nie. Verstaan jy? Hy lei my na water waar daar rus is. En dis wat belangrik is om te besef en weet dat ons mekaar nodig het en dat ons nooit fokus moet verloor in die Here nie, en dat ons die Here moet vertrou, dat die Here ons sal bewaar en beskerm, en dat hy die herder is, dat hy die kudde, maar dan moet ons hom deel maak van ons dag tot dag bestaan. Dit is verskriklik belangrik. Die Here is my en ons herder, en ons kom niks kort nie. Hy laat ons rus in groen weivelde. Hy bring vir my, vir ons by water waar daar vrede is. Hy gee ons nuwe krag. Hy lei my, hy lei ons op die regte paai tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, selfs al gaan ons deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek nie bang wees nie, sal ons nie bang wees nie, want U, die Almagtige God, is by ons. In U hande is ons almal veilig. U laat ons by 'n feesmaal aansit terwyl ons teenstanders moet toekyk. U ontvang ons soos 'n eregas en ons word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal ons lewe lank by ons bly, en ons sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Dit is belangrik dat ons sal besef en weet dat ons God se skape is en dat hy die herder is. Dit help nie almal jy kry sekere klomp wat in 'n bondel gaan kyk maar hoe lyk dit as skape by mekaar, is die hele tyd by mekaar. Dan kry jy daai ander enetjie wat daar deur aan die kant gaan hy van die berg van die kloof, hy's daar op sy eie, ek wil opsê op sy eie mission, en dan outomaties is dit die ene wat plat getrek word deur jakkalse en wolwe en wat seer kry en afdwaal. En dis hoekom dit belangrik is om te besef dat Christendom is nie dis nie 'n one man show nie. Verstaan, ons het mekaar nodig en dat ons nie een van ons kan alleen funksioneer. Nie eens Jesus Christus het alleen beweeg nie. En dis baie belangrik dat ons sal moet besef en weet dat ons mekaar nodig het. En ek wil vandag vir almal, vir jou wat hierdie boodskap ontvang het, weet, ek bid vir jou en ek is lief vir jou. My hand is altyd uitgesteek vir jou om te ondersteun en te ontvang en absoluut in 'n vertroulike, hoe kan ek sê, hoedanigheid, altyd vir jou te respekteer, vir jou gesin en familie, maar ook daar te wees, vir julle te bid, met wysheid te bedien, en vir jou met wysheid, deur die krag van die Heilige Gees, te bemoedig en te ondersteun, jou in die rigting in te wys wat die Here op die hart, maar om te weet, ons bid vir mekaar. Baie kere, is nie vir my om 'n mandjie te wees waarin ek hoef nie almal te vang wat val nie, maar vir Simon Petrus het Jesus gesê, het jy my lief, laat my skape wy. Dis wat ek partykeer ook doen, ek laat die skape wy, want dis hoe jy sterker word, soos goud word ons almal gelouter, en daar waar jy deur moeilike uitdagings gaan, net om jou hand op te steek en te sê, Kora, bid vir my, Kora, ek in my huwelik, of ek in my gesin, of in my gesondheid, gaan ek hierdie uitdaging deur bid vir my, dat ek vir jou sê, 'n vriend deur dik en dun wil ek vir jou wees. Ek wil saam met jou bid en jou ondersteun, en daai oorwinning sal soeter as heuning wees. As Satan agterkom, maar jy's nie 'n skaap wat alleen wegdwaal en op jou eie hier buite kan probeer Here skree en op jou eie hoe kan ek sê, in jou eie rigting beweeg en self probeer God speel en op jou eie funksioneer nie. Dat ek vandag vir jou sê, Christendom bestaan nie uit net een persoon uit, dit is deel van daai liggaam, en as jy dit verstaan, die meeste van julle wat vandag hierdie boodskap ontvang, weet, dat Christendom bestaan uit lede, uit verskillende lede in die liggaam, en ons het mekaar nodig, en ons moet God kan verheerlik deur die talente en wysheid, die gawes wat hy vir ons elkeen gee, want eendag wil jy voor die Here staan, jy wil nie voor hom staan en hakkel en skaam wees op wie en wat jy was, as Christenkind van God, in hierdie siek, bose, perverse wêreld, jy wil voor hom val en sê, Here, hier's my talente, hier's my gawes, ek het dit vermenigvuldig, dan wil jy die Here moet vir jou sê, getroue diensknegt en slaaf, oor min het ek jou aangestel, oor baie sal ek jou toevertrou. Kom in en kom deel in my vreugde. Wat 'n voorreg sal dit om daai woorde te hoor. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, ons moet mekaar ondersteun, ons moet vir mekaar bid, ons moet mekaar se arms kan optel in moeilike tye, maar ook moet ons waaksaam en wakker wees, en ons moet reg geestesoorlog voer. Ons kan nie die voet van die Petra afhaal nie, ons kan nie toelaat dat ons wegdwaal, in die wêreld ingetrek word nie. Ons moet sorg dat die Here die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega is,
ja, laat die Here ons lei en versterk, ons op die hande dra, laat ons voorstap en laat hy alles in ons lewe is, die begin en die einde van elke dag, laat die Here ons sal versterk op hierdie gebied. Bid ook vir my, ondersteun my en ja, net dankie vir almal se liefde en ondersteuning en so af en toe wat mense bel en belangstel, ek waardeer dit en dankie vir al julle gebede ook vir my en vir my huisgesin, vir my grondgebied, maar ook vir die bediening wat die Here op my skouers kom plaas het. En ja, die aanval is op 'n hoë graad hier buite, maar die Here word verheerlik. Daar waar ons op ons swakste is God se kragte ten sterkste. Ek kan dit sien, ek kan dit ervaar, hoe die Here my arms ook oplig en my sterk maak en my seën met die nodige wysheid, insig, kennis en krag om hierdie produk vandag op die tafel te sit. As jy hierdie boodskap nou ontvang het, weet dat jy spesiaal is vir die Here en ook vir my. En ja, natuurlik, hierdie boodskap gaan internasionaal ook met die publiek op staan of vir Jesus gedeel word op sy spesifieke tyd, maar mag dit die impak hê, mag dit die lig sien waarvoor dit bestem is en mag almal in die wil en wee van ons almagtige Vader lewe en mag die Here daardeur verheerlik word. Ek bid die Shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle en weet, ons is daar vir mekaar. En ons is altyd daar om vir mekaar te ondersteun. Ons kyk uit vir mekaar. Shalom vrede word vir almal toegewens. Ons gesels gou weer. Groetnis. Mooi dag vir almal. Hoor, ons praat weer. Bye bye.